dit gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie is so bly om vir julle weer 'n storie te bring. Kom ons luister. Die apostels word vervolg. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, is elke dag by die kerk gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, alles dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat deur bose geeste getuister was. Hulle is almal gesond gemaak. Die hoofpriester en al sy ondersteuners was jaloers en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê: "Gaan, staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe." Hulle het geluister en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoofpriester en sy ondersteuners die wagte gestuur om die apostels uit die tronk te gaan haal en voor hulle te bring. Maar toe die wagte daar kom, het hulle die apostels nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel: "Ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie." Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle verbaas en het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle: "Weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk." Toe het die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het die apostels voor die hoofpriester gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle: "Het ons julle nie uitdruklik verbied om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer? Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood." My liewe maatjies, die hoofpriester was kwaad omdat die apostels in die naam van Jesus Christus gepreek het. Petrus en die ander apostels het geantwoord: "'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. God het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is." Toe die hoofpriester en sy ondersteuners dit hoor, was hulle woedend en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, van wie die mense baie gehou het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buite toe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad: "Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. My raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie, maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie, julle sal net teen God baklei." Die raad het na hom geluister. Hulle het die apostels ingeroep, hulle laat slaan en verbied om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan. Hulle was bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus te lei. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Wauw, liewe maatjies, dan hoop dat julle hierdie storie geniet het. Ons kan hier sien dat die apostels gehaat was deur sommige mense, omdat hulle geglo het in Jesus en omdat hulle vir mense gebid het en die woord van God gepreek het. Sommige bose mense het nie daarvan gehou nie en wou die apostels doodmaak, maar God het hulle beskerm. My liewe maatjie, sommige mense sal ons ook haat omdat ons kerk toe gaan en vir Jesus volg, maar ons moenie dat hulle ons stop nie. Ons moet aanhou om vir die Here te dien en God sal ons beskerm. En julle moet onthou dat Tannie is lief vir julle, maar Jesus Christus is baie meer lief vir julle. Julle moet soet wees en mooi bly tot die volgende keer.